Geliefde gemeente, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. Ons met die bekende en gewone afkondigings van die tee en die koffie en die bydraes en die erediens, die katekisasie vir die kwartaal gaan voort. Die diakonie vergader na die diens in die konsistorie en dan ook as die Here wil Dinsdag die finansiële kommissie ook in die konsistorie om 5:00. Die seniors word uitgenooi vir Woensdagoggend om 10:00 in die kerksaal. Hier's baie welkom. En dan ook beterskap wense vir hulle wat deur die Here in sy liefde ook beproef word. Ons dink aan ons suster Anne-Marie Kreer en haar behandelings. En dan is daar ook gelukwensing aan die Labeskagni gesin. Veral vir Janko Labeskagni wat verloof geraak het aan Lenae Pretorius. Ons bid hulle die seën van die Here toe vir die voorneme van die huwelik. Verjaarsdae, die week, Andries de Bruin, Carla en Stefanie, Danhauser en Jonet Dievenage. Ekskuus, ons bid die geseënde dag en ook 'n geseënde jaar toe. Dis Vrydag, jy moet onthou. Goed. Geliefdes, dan met ons het atteste ontvang van die gereformeerde kerk Bellville vir Nicole Labeskagni. Sy is weer terug, was 'n tyd in die Kaap en nou weer terug. Ons verwelkom haar weer terug in die gemeente en bid dat die bediening ook hier tot haar seën sal wees. Geliefdes, ons sing vooraf in Psalm 5, ons sing vers 10 en 11, waarna ons die Here gaan aanroep in hierdie ontmoeting met hom en ons sy seën gaan ontvang. Ons sing vers 5 en 10 Psalm 5, vers 10 en 11, vers 10 en 11 Psalm 5. Liefdes, ons gaan die Here nou aanroep en nadat ons hom aangeroep het, gaan hy ons seën. En dan antwoord ons uit Psalm 18 deur sy lof te besing. Maar kom ons roep die naam van die Here aan. Ons hulp
is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, Jesus Christus onze Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, en ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, aan die gemeenskap van die heiliges. Ons glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan die ewige lewe. Amen. Geliefdes, in ons ontmoeting met die Here, in ons belydenis van ons geloof in hom, luister ons na sy wil. Ons luister ons na die wet van die Here. Wanneer ons met die Here te doen het, dan het ons met sy wil ook te doen. Uit Psalm 16 gaan ons antwoord, vers 2, wie hier 'n ander God met gawes eer, die sal homself met baie smarte pynig. Nee, ons dink baie keer oor die moslems, nee, en ons sê, joh, maar hulle is so getrou in hulle diens. Maar hulle diens bring hulle tot pyniging. Nee, ons diens aan die Here bring ons tot vreugde. Ek sal sy offers uitgiet nog begeer, sy afgodsnaam sal nie my mond ontreinig.
My erfdeel is die Here, my vreugdebeker, my lot is in sy hand vir ewig seker. Vers 2 en 3, Psalm 16. Geliefdes, die wet van die Here. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het hy die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie en jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid saam. Onse Vader,
wat in die hemel is. Ja, daar is baie wat sê dat daar 'n God is, en daar is baie wat ander gode dien. En daar is ook hulle wat dink dat hulle U dien, maar U nie reg ken nie. Hulle wat roep, Here, Here, en U Seun sal in die laaste dag vir hulle sê, ek ken julle nie. Want hulle het hom nie erken en herken vir wie hy is nie. En daarom ook nie U as hulle Vader nie. Dan besef ons hoe belangrik dit is om te weet wie U is. U as ons Vader, maar ook U Seun en U Gees. Nie net U as Vader nie, maar ook die werking van U Gees. Nie net U Seun se versoeningswerk nie, maar ook U Gees wat in ons werk om aan hom vas te hou. Om hom voor oë te sien, om hom te ken as ons enigste troos. Ja, en van harte tot U uit te roep, Abba Vader, deur die Gees se oortuiging. Ja, dat ons nie net hier besig is met 'n geloofsisteem nie. Dat ons nie net maar doppers is nie. Maar dat ons vanuit 'n ware geloof in Jesus Christus Christene is. Christene genoem word, omdat die wêreld sien dat ons Christus dien, dat ons sy volgelinge is, dat ons U kinders is, dat ons lewe gedryf word, nie deur 'n geloofsisteem nie, maar deur U woord en U Gees. Ja, dat die waarheid nie net by ons sigbaar is nie, maar ook die liefde. Nie net die sekerheid nie, maar ook die ontferminge. Ja, o Here, ons verval maklik in hierdie dinge. Ons sê maklik, Here, Here. Ons lippe roep dit uit. Maar ons harte, waar is dit? En so bid en vra ons dat U ons harte tot U sal neig, tot U sal rig. Dat ons die wêreld en sy begeerlikhede sal afsien, sal aflê. Dat ons nee sal sê daarvoor. Dat ons mekaar se hoeders sal wees wat mekaar wegroep daarvan. Die begeerte is om mekaar te stel voor U, die lewende God. Ja, so gaan U bedienaars, die ouderlinge ook deur die gemeente. En hulle kom in ons huise. Hulle bedien ons met die woord. En hulle roep ons op tot geloof en bekering in U. En ons vra, Vader, dat U dit sal seën, dat U aan hulle die woorde sal gee, dat U hulle die woord in die mond sal lê, dat U aan ons ontvanklikheid van hart sal gee. Dat ons nie net wil hê dat hulle gou-gou moet kom en gou-gou moet klaar kry nie,
dat hulle met vrymoedigheid sal bedien. Ja, Vader, dat dit nie net praatjies sal wees nie, maar daar waar 2 en 3 in U naam vergader, U ook sal wees. U ook versterking en vertroosting, bemoediging, waar nodig ook vermaning sal gee. Ja, ons ontvang hierdie broeders, nie omdat hulle foutloos is nie, maar omdat U hulle stuur. En hulle gaan onder U gemeente in, om te troos. Ons het dit nodig. Ons het die enigste troos van ons Here Jesus Christus nodig. Ons sê so maklik, ja, dit gaan net goed. Of ons sê so maklik, ag spaar ons die besoek, dis nie nodig nie, alles is reg hier by ons. Here, ons kan die bediening van U woord in ons huise, in ons gesinne, kan ons nie laat verbygaan nie. Ons vra, Here, ook die seën op die vergadering van die diakens hierna. Ons bid ook daar, Here, dat U sal rig, dat U sal lei, dat U sal seën. Ons staan voor U in ontmoeting. Ons bely ons swakhede en ons sonde en ons vra dat U sal wegneem wat skeiding maak tussen U en ons. Ons kom in die bloed van U Seun, was ons gewetens skoon, o Here. Seën ons dan nou met U woord en die bediening daarvan. Laat ons gemeente wees wat sê, preek vir ons, want dis deur die predikant dat ons die evangelie hoor. Verander ons harte, dat ons nie dieselfde sal uitgaan as wat ons ingekom het nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, uit Psalm 36 sing ons met die oog op die aanhoor van die woord van die Here en die bediening daarvan. Die goedheid, Here, is hemelhoog, U waarheid tot die wolke boog, U reg sal nooit begewe, maar staan soos berge vas van voet, U oordeel is 'n diepe vloed, U sorg vir al wat lewe. Hoe kostlik is U guns, o God, hoe vlug die mense kinders tot U vleuels vir beskerming. Ja, uiteindelik sien ons, dit is wat Rut ook gedoen het. Sy het gevlug tot die Here se vleuels vir beskerming. Ons smaak die vette van U huis, U lafel uit 'n stroom wat bruis, uit dieptes van ontferming. Vers 2 en 3, Psalm 36.
Geliefde gemeente, die woord van die Here kom vanoggend tot ons uit Rut. Ons is besig om so stukkie vir stukkie uit Rut te preek. Ons luister vanoggend na hoofstuk 2. Hoofstuk 2 van Rut. Ons luister vanmôre na die hele hoofstuk. Rut hoofstuk 2. Geliefde gemeente, hoor die woord van die Here. En Naomi het 'n bloedverwant gehad van haar man se kant, 'n vermoënde man uit die geslag van Elimelech, wie se naam Boas was. En Rut die Moabitiese het vir Naomi gesê, laat ek tog die land ingaan en are optel agter die een in wie se oë ek genade sal vind. Toe antwoord sy haar, gaan my dogter. Daarop het sy heen gegaan en gekom en are opgetel op die land agter die snyers, en gelukkig kom sy op 'n stuk land af wat behoort aan Boas uit die geslag van Elimelech. En Boas het juis van Bethlehem afgekom en aan die snyers gesê, mag die Here met julle wees. En hulle het hom geantwoord, mag die Here u seën. Daarop sê Boas aan sy dienaar, die opsigter oor die snyers, van wie is hierdie jong vrou? En die dienaar, die opsigter oor die snyers, antwoord en sê, dit is die jong Moabitiese vrou wat saam met Naomi uit die veld van Moab teruggekom het. En sy het gesê, kan ek maar are optel en insamel by die gerwe agter die snyers. Sy het toe gekom en gebly van vanmôre af tot nou toe, sy het maar min daar in die huis gesit. En toe sê Boas vir Rut, luister tog my dogter, jy moenie op 'n ander land gaan are optel nie. Jy mag ook nie hier vandaan weggaan nie, maar jy moet jou by my diensmeisies aansluit. Met die oë op die land wat hulle afsny, moet jy agter hulle aanloop. Het ek die dienaars nie bevel gegee om jou nie aan te raak nie? En as jy dors het, gaan dan na die kanne en drink van wat die dienaars skep. Toe val sy op haar aangesig en buig na die aarde toe en sê vir hom, waarom het ek genade in die oë gevind, dat u in my belang stel, alhoewel ek 'n vreemdeling is? En Boas antwoord en sê vir haar, aan my is alles omstandig vertel wat jy aan jou skoonmoeder gedoen het en na die dood van jou man, en dat jy jou vader en jou moeder en jou geboorteland verlaat het en na 'n volk getrek het wat jy gister en eergister nie geken het nie. Mag die Here jou daad vergelde en mag jou loon volkome wees van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Toe sê sy, so vind ek dan genade in u oë, my Heer, want u het my getroos en na die hart van die dienares gespreek, alhoewel ek nie soos een van u dienaresse is nie. En teen etenstyd het Boas vir haar gesê, kom hierheen en eet van die brood en steek jou stukkie in die asyn. En daarop gaan sy langs die snyers sit, en hy het haar gebraaide koring gegee, en sy het geëet en versadig geword en oorgehou. Toe sy weer opstaan om are op te tel, het Boas sy dienaars bevel gegee en gesê, sy mag ook tussen die gerwe optel, en julle mag haar nie beledig nie. En julle moet ook so nou en dan vir haar uit die bondels uittrek, en dit laat lê, dat sy dit kan optel, en julle mag haar nie keer nie. En sy het op die land opgetel tot die aand. En toe sy uitslaan wat sy opgetel het, was dit omtrent 'n eva gars. En sy het dit weggedra, en toe sy in die stad kom, sien haar skoonmoeder wat sy opgetel het. Ook het sy uitgehaal en aan haar gegee wat sy oorgehou het nadat sy versadig was. Daarop vra haar skoonmoeder haar, waar het jy vandag opgetel en waar het jy gewerk? Mag hy geseënd wees wat in jou belang gestel het.
En sy vertel haar skoonmoeder by wie sy gewerk het en sê, die naam van die man by wie ek vandag gewerk het is Boas. En Naomi sê vir haar skoondogter, mag hy geseënd wees deur die Here wat sy guns aan lewende en dode nie onttrek het nie. Verder sê Naomi vir haar, die man is ons nabestaande. Hy is een van ons lossers. Toe sê Rut die Moabitiese, hy het ook nog vir my gesê, by my dienaars moet jy aansluit totdat hulle klaar is met die hele oes wat aan my behoort. Daarop het Naomi haar skoondogter Rut geantwoord, dit is goed my dogter, dat jy met sy diensmeisie saam uitgaan en aan jou geen kwaad op 'n ander land gedoen word nie. So het sy dan by die diensmeisies van Boas aangesluit om are op te tel, totdat hulle met die garsoes en die koringoes klaar was, en sy het by haar skoonmoeder gewoon. Tot sover die woord van die Here, en mag hy dit aan ons harte seën. Geliefdes, vers 12, ek lees vers 13 daarmee saam, mag die Here jou daad vergelde en mag jou loon volkome wees van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Toe sê sy, so vind ek dan nou genade in u oë my Heer, want u het my getroos en na die hart van u dienares gespreek, alhoewel ek nie soos een van u dienaresse is nie. Geliefde gemeente, ons tema vanmôre vir die bediening van die woord van die Here is dat die Here ons sal vergeld vir wat ons doen. Die Here sal ons vergeld vir wat ons doen, maar dis nie soos wat u dink nie. Hy sal vergeld vir wat ons doen. Ons kan die Here se seën verwag as ons goeie werke doen, maar dis nie wat jy verwag nie. So ons bede is dat ons genade sal ontvang om ons te bekeer en in goeie werke te wandel. Nou geliefde gemeente, broeder en suster, wat doen jy? Waarmee is jy besig? Ons is seker maar besig om te oorleef. Ons doen om kop bo water te hou. En dis nogal 'n geskarrel om so te leef. Dit klink nogal na 'n lewe wat onderdruk is. Jy moet wat die wêreld na jou kant toe gooi, probeer uitbalanseer. Is dit nie hoe die lewe maar vir ons voel nie. Maar dink jouself 'n lewe in waarin jy nie hoef te hoop op wat die markte doen nie. Ek hoef nie te hoop op wat die rentekoerse maak nie. Maar ek kan hoop op wat die Here doen en gee. 'n lewe waarin jy nie beloon word vir wat jy probeer verdien nie. Nie beloon word vir wat jou ure werd is nie. Maar beloon word met wat die Here in sy genade vir jou wil gee. Jou mee wil seën. Is dit dan nie 'n lewe wat ek net vir die Here wil lewe nie? 'n lewe waarin ek vir die Here leef en nie hoef te bekommer oor die markte en die ure nie. Vanmôre sien ons 'n vrou wat dien en deur die Here geseën word in die onguns van die tyd. Kom ons kyk. Geliefdes, toe ons laas na hierdie hoofstuk gekyk het ons Rut gesien
wat soek na die een in wie se oë sy genade sal vind. Nee, hy was die enigste een waarin die Here vir hulle hoop gegee het in die situasie, die een wie se oë hulle genade sal vind. Sy het uitgegaan om te gaan werk en sy het, soos wat ons gehoor het in hierdie hoofstuk, die een gevind. Vers 3 het ons gehoor, gelukkig het die Here haar gelei na die een toe, wat ook 'n losser is, Boas. Sy het gewerk op sy grond en daar het sy gegaan en are opgetel agter die snyers aan. Nou wanneer ons dan hierdie hoofstuk lees, dan lees ons van verwagtings en uitkoms. Daar word gesoek en daar word gevind, daar is insette en daar is uitsette, daar is werk en daar is loon. So ons sien hoe dat iets gebeur, dinge gedoen word en hoe dit uitspeel. En dis altyd vir ons aangenaam om te sien hoe dat verwagtings uitkom. Maar wat is die verwagting wat ons hier sien? Wat is die insette? Wat is die werk? Wel, Rut gaan werk op die land. En sy het baie hard gewerk. Van die oggend tot die aand. Sy het nie vroeër geloop nie. Sy het nie geloop nadat sy gedink het, maar dit is seker nou genoeg nie. Nee, sy het nie soveel gerus soos die ander nie, maar min het sy onder die skuiling gaan sit, staan daar. Nee, sy het die son en sy het die hitte trotseer. Nou ons weet, nee, die armes het selfs die wetlike reg gehad om so agter die snyers op te tel. Nee, die snyers mag nie alles afgeoes het nie. Hulle moes vir die armes en die vreemdelinge die koring wat afval en uitval agterlaat. Levitikus 19 lees ons dit. Sy het die reg gehad, maar sy kom en sy vra. Sy vra of sy mag. Sy dring nie daarop aan nie. Nee, want sy is nie 'n local nie. Sy is 'n vreemdeling. En die snyers rapporteer wat sy sê. Die snyers sê vir Boas, sy het gevra, kan ek maar are optel en insamel by die gerwe agter die snyers? So wanneer ons hierdie hoofstuk lees, dan kan ons hierdie harde werk van Rut nie mis nie. Ons kan dit nie mislees nie. Dit staan uit. Die hele hoofstuk spreek daarvan. Die snyers wat daar werk, hulle getuig daarvan, manne wat gewoond is aan daardie werk. Hulle ken die moeite daarvan, hulle word beïndruk. Dis die eerste ding wat hulle vir Boas sê. Ons kry nie die indruk dat sy aandag gaan soek het. Sy het gaan werk. Sy het nie daar gekom en probeer uitvind wie se land is hierdie nie. Sy het nie daar aangekom en probeer hoor, maar waar is Boas? Waar is die moontlike losser se land dat ek nou vir myself hier iets kan reël nie? Nee, sy het die bil by die horings gepak. Sy het nie met die minste probeer wegkom nie. Sy het nie rond gekyk en gekyk, maar wie sien hoe hard ek werk nie, maar sy het die meeste gedoen wat sy kon. So wat sal nou gebeur met hierdie vreemde vrou wat so werk en so optel? Sal haar werk vrugte afwerp? Geliefdes, ons hou van mense wat hard werk. Hulle moet iets kry, hulle
moet tog iets verdien, hulle kan mos nie net verniet wees nie. Geliefdes, dan hoor ons, toe sy haar kon kry, toe kom Boas, die eienaar by haar. En hy neem nie net kennis van nog 'n weduwee wat op sy land are optel nie. Want die gewoonte was maar dat die armes hulle self eenkant gehou het, jouself nie 'n nuisance gemaak het op 'n ander man se grond nie te veel aandag getrek het nie. Al mag ek daar are optel. En die wat so agterlangs opgetel het daarom ook nie hard gewerk soos die snyers wat betaal word nie. Daar is nie gewerk vir betaling nie, maar om net te kry wat oorbly. Ek het opgetel ter wille van oorlewing. Maar hierdie vrou werk so hard soos 'n diensmeisie en sy word nie eers betaal nie. Hy neem nie net van haar kennis nie. Boas, die man deur wie die Here geseën is, neem haar onder sy mense in. Vers 8 sê, sy moes haarself by sy diensmeisies aansluit. So hier sien ons nou al beweging, ons sien verandering. As 'n verandering van haar lewe, van 'n werklose tot deel van Boas se diensmeisies. Van 'n vrou wat net met Naomi geassosieer is, die bittere, tot een wat nou met Boas, die losser, geassosieer word. Sy word nou ontvang. Sy word versorg. Kom eet hier saam met ons. Hoekom, broeders en susters? Nee, omdat sy so hard werk, omdat dit wat sy doen, dit verdien. Wel geliefdes, haar reaksie sê dat sy dit nie sien as verdienste nie. En dat sy haar posisie verstaan. Sy sê in vers 10, waarom het ek genade in u oë gevind, dat u in my belangstel, alhoewel ek 'n vreemdeling is? Nee, sy weet, wat hier besig is om te gebeur is nie verdien nie. Al het sy hoeveel opgetel soos wat sy kan, wat hier besig is om te gebeur is genade. Boas is besig om genade aan haar te bewys. Maak nie saak wat sy maak nie. Maak nie saak hoe vroeg sy inval en hoe laat sy uitval nie. Maar dit het sy van die begin af geweet. Sy moes iemand vind in wie se oë sy genade vind. Wat sy ook al doen, gaan nie maak dat iemand haar iets skuld onder hierdie volk nie. Wat sy ook al doen, gaan nie maak dat die Here haar iets skuld nie. Dat dit haar toekom nie. Nee, daarmee saam is sy die vreemdeling in die land. Sy is nie in die volk gebore nie. Sy is nie van nature deel van die volk nie. Sy het nie 'n geboortereg nie. Iemand moes haar in genade aanneem om plek onder hierdie volk te mag kry. En op hierdie stadium sy ellendige weduwee. Deel van haar ellende is dat sy hierdie vreemdeling is. Sy is 'n uitlander. Nee, ons woord ellende, nee, kom van hierdie Duitse woord wat uitlander beteken. Nee, dit sluit aan by verlede week se bediening oor ons ellende.
Deel van jou ellende is om nie deel van die volk gebore te word nie, maar daar buite. En om weer deel van die volk te word is troos vir my ellende. Ek is nie meer buite nie, ek is binne. En geliefdes, hier is ons besig om dit te sien gebeur. 'n onverdiende vreemdeling is besig om deel te word van hierdie volk. Sy werk nie haarself in nie. Dis nie moontlik nie. Dit gebeur deur genade. Dit gebeur deur 'n ander. En wie se oë sy genade vind. Sy werk nie haarself in nie. Sy is nie deel van die volk nie. Sy is nie. Sy is nie van nature wat hulle is nie. En dis nie besig om te gebeur omdat sy doen wat hulle doen nie. Dis nie besig om te gebeur vir die hoeveelheid wat sy optel nie. Want wat sy optel, gaan haar dalk aan die lewe hou, haar en haar skoonma, maar dit gaan haar nie deel van die volk maak nie. Maar ons sien hoe daar onverdiende genade aan haar bewys word. En sy weet dit. Sy besef dit. Hierdie genade verdien ek nie. Maar geliefdes, ons hoor aan die ander kant vir Boas. Sy sê, dit is genade, maar wat sê Boas? Boas sê in sy antwoord, aan my is alles omstandig vertel, wat jy aan jou skoonmoeder gedoen het, na die dood van jou man, en dat jy jou vader en jou moeder en jou geboorteland verlaat het, en na 'n volk getrek het, wat jy gister en eergister nie geken het nie. Dis wat Boas sê. Is dit nie dalk iets werd nie? Is dit nie genoeg om deur Boas beloon te word nie? Gee dit nie genoeg rede dat sy iets verdien? Dat sy nou in die volk mag opgeneem word nie? Nee, wie en wat sy is, het haar al vooruit gegaan. Dis wat Boas hier sê. Dis nie net haar werk op die lande wat van haar getuig het nie, wat haar gedefinieer het nie. Sy was al bekend as die een wat teen haar eie lewe onder die heidene gekies het. En onder die vleuels van die Here kon skuil het. Sy het haar ou lewe met baie meer vooruitsigte agtergelaat om die lewe saam met haar bitter skoonma te kies. Daar waar die Here God is, daar waar sy volk is. Nee, om eerder van koring te leef wat jy agter ander mans moet optel, as die rus en huis van 'n heidenman. Sy het by die Here kom skuil. So geliefdes, wat sy gedoen het, spreek eerder van geloof as verdienste. Sy het haar hoop op die God van Israel kom stel. Sy het vertrou dat daar die een sal wees in wie se oë sy genade sal vind. Nie die een wat haar sal ontvang omdat sy dit verdien nie, maar as die ellendige vreemdeling uit Moab haar sal opneem in die volk van die Here. Dis na hom dat sy vlug. Want dit is wat geloof is. Geloof is nie ek glo myself nie, en in my vermoë nie, en in wat ek verdien nie, maar in die een by wie ek genade kan vind.
by een by wie ek kan kry wat ek nie verdien nie, wat gee wat my nie toekom van nature nie. Maar broeder en suster, wat dan nou van die goeie wat sy gedoen het? En sy het goed gedoen. Het is tog goed dat sy nie haar weduwee skoonmoeder alleen los nie. En dit is tog goed dat sy na haar omsien en uitgaan en hard werk. En die gevare daar buite as 'n weduwee trotseer om brood op die tafel te sit. Maar wat daarvan? Geliefdes, Lukas antwoord dit vir ons in hoofstuk 17. Wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. En dit is sekerlik wat Rut sê. As sy in vers 13 antwoord, so vind ek dan genade in u oë, my Heer. Ek is die onverdienstelike diensknegt, ek het gedoen wat ek verplig was om te doen, en wat vind ek? Ek vind genade in u oë. Sy vind genade by hom, geliefdes, en nie verdienste in haarself nie. Maar ten spyte daarvan is Boas se bede vir haar dat die Here haar mag vergeld en haar mag beloon vir wat sy gedoen het. Dis sy bede vir haar. Met ander woorde dat sy tog seën van die Here mag verwag, al verdien sy dit nie. En ons weet, as ons die res van die boek lees en in die laaste deel van die hoofstuk ontvang sy groot seën van die Here. Met sy bede is dat die Here haar sal gee, aan haar sal gee al skuld hy haar niks. Dit is seën op seën en meer op meer, opgestapel, wat sy by die Here kry. Broeders en susters, dis 'n wonderlike waarheid om te hoor. Net dat ons onverdiend van die Here seën ontvang wanneer ons in sy koninkryk, in sy kerkvolk werk. Net wanneer ons werk, nie om te verdien nie, want ons verdien niks daarmee. Hy bring ons as 'n vreemdeling uit ons ellende uit, wat buite gestaan het in die duisternis, in die lig, in sy kerkvolk en in sy koninkryk, met die belofte van versorging. Niks wat ons doen kan iets by hom verdien nie. Ons word aangeneem as sy diensknegte sonder dat ons dit toekom, en dan versorg hy ons oorvloedig in sy koninkryk. Hy skuld ons niks, maar hy gee ons alles. Ons verdien niks, maar hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. En Jesus Christus, sy seun, word ons deel van sy kerk. En asof dit nie genoeg is nie, seën hy ons werk, terwyl ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sonde besmet is. Boas is besig om vir Rut in te bring. En dit is op sy bede aan die Here dat haar dade vergeld word en beloon word, sonder dat sy dit verdien.
En geliefdes, so tree ons Here Jesus ook vir ons in. Dat ons dade, wat niks verdien nie, so gebrekkig is, die sonde sit nog daaraan. Maar in sy bloed, gewerk deur sy Gees, word ons werke geseën deur die Vader, omdat sy Seun dit voorhou. Werke wat nog vir ons voorberei moet word, sodat ons daarin kan wandel. So geliefdes, ons moet soos Rut, ons posisie mooi verstaan. Ons moet mooi verstaan, ons het nodig om die onverdiende genade te sien wat aan ons bewys word. Ons verdien nie die daaglikse brood nie. Ons verdien nie die bloed van Christus nie. Ons het nodig om die onverdiende genade te sien wat aan ons bewys word, soos aan 'n onverdiende, ellendige weduwee uit 'n heidenland. Wat sy kom doen het geen verdienste nie, sy kon nie op iets aanspraak maak nie, sy was nie een van hulle nie, sy was 'n vreemdeling. Maar aan hierdie vrou is genade bewys. En sy is geseën met die intrede van Boas. Dit is wat ons vind, geliefdes, in ons Here Jesus Christus. Ons vind genade. Ons vind intrede, gebede vir ons. Ons vind beloning, genadeloon, wat ons nie verdien nie. Broeder en suster, dit is die lewe wat meer gee as wat die markte wys, as wat die rentekoerse doen, waar jy meer kry, en kry wat jy nie verdien nie, waar jou oë oopgaan en sien, dat alles, is net genade op genade. Geloof sy God met diep ontzag, want hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Wie sou hom dan nie dank bewys, die God van saligheid nie prys met al die hemelinge? Die God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd en hy dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gee. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, Here, ons bely ons kan so in hierdie lewe rondskarrel, en ons kan so probeer om die wêreld te sit, en die wêreld te oorwin met ons eie planne en idees en skuiwergate. Terwyl U die een is wat ons versorg. Terwyl wat nodig is nie om die wêreld te win en te uitoorlê nie, maar om U kind te wees. Om deel van U kerk, U kinders, U gunsgenote, U geliefdes te wees. En dit gebeur deur ons Here Jesus Christus, en Hy sal vir ons deur U wil sorg.
Hy sal vir ons sê, kom hier, wees een van my. Kom ek bewys aan jou genade. Eet aan my tafel. Ja, o Vader, as u seun gegee het, sal u nie vir ons ook alles gee wat ons nodig het nie. U sal en u doen. Ons kan nie iets doen wat u genade en u liefde verdien nie. Maar ons kan leef uit u sorg en u liefde en u genade, daarop hoop, daarop vertrou, daarna kyk. Ja, Here, dan kan ons die hand aan die ploeg slaan. Dan hoef ons nie vir die wolke te kyk nie. Dan hoef ons nie terug te kyk nie. Maar ons kyk na u. U wat gee. U wat versorg. U wat ons oorlaai dag aan dag. Ons dank U, Here, daarvoor, vir U seun en vir U seun. Amen. Geliefdes, ons sing uit Psalm 18 en ons sing vers 13 en 14. Die Here verlig die harde juk van wie sug in leed en druk, maar hy verneder die wat hoog en ydel is van hart en oog. My lamp brand in die donker uur, God het my donker opgeklaar. Met God storm ek 'n leerskaar en met hom spring ek oor 'n muur. God se weg is gans volmaak soos hy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter 7 maal. Hy is 'n skild van keurmetaal vir almal wat op hom vertrou. Vers 13 en 14, Psalm 18. Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede onder sy genade. Die Here sal u seën
en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.